vandag praat oor jou alignment. Daar's nie 'n Afrikaanse woord vir jou alignment nie. Maar sê gou vir my, as jy nuwe tyres op jou kar gaan sit, nee, dan is goed en wel, die tyres kos jou baie geld, dan sit jy die nuwe tyres op. Maar voordat jy daar kan wegry, dan sit hulle die wiele op 'n wat? Op 'n masjien. Op 'n masjien. En dan kyk hulle hoe loop die tyres. Is dit reg? Ja, Hulle bring op die level. Hulle balanseer die tyres. dis alignment. Dis alignment, hulle stel die alignment in. Daar's nie Afrikaanse woord regtig waar nie, so vergun my om te sê alignment. Nou, as jou alignment uit is, my wasmasjien se alignment is uit. Sê weer? Wielspore. Pragtig, ja. Ja, amen. Nou, Loukie, dis belangrik, want jy wil tog nou nie, as jy op die highway ry met jou kar, en jou een wiel maak so nie. Dis horrible. Ek weet, ons het al agter karre gery, en dan maak die een wiel maak so, hy rattle so. Hy's nie gebalanseer nie. So ruk terug het ons vir Pastoor Jan 'n nuwe fan gekoop. Dis nou toe dit baie warm was, jy kan dit nie glo nie, en dis nou so koud. Ek soms heater gekoop het, nee. En ons sit die fan op, jy sit die fan aan, maar die fan, Wabbel. hy wobble. Selfde ding, hy steek align nie. Hy's nie level nie. So wat doen jy? Jy vat 'n klein gewiggie, of 'n paperklip ewen. Vat 'n paperklip, en jy sit hom daar, dan sit jy hom weer aan, en dan loop hy. Jy toets elke vlek tot jy uitvind waar is die een wat wabbel. Pastoor Jan, jy weet van jy toets elke vlek, tot jy agterkom, waar is die alignment uit. Nou, jou liggaam is gemaak om in vrede met homself te Jy wandel. het nog nie gepraat van jou wasmasjien nie. O, my Die wasmasjien. spin van jou wat My wasmasjien se spin. Ja, as jy die wasgoed 'n bietjie skeef insit, en jy sit die spin aan, dan maak hy klakker. hy spring rond behoorlik. Nee. En op daai manier, Hy loop by die agterdeur uit hier en so. op daai manier breek jy jou wasmasjien. Stem julle saam? Okay. So dit is belangrik dat dinge gealign is met mekaar. Jou liggaam moet in vrede wees met homself. As jou liggaam homself aanval, dan jy jou auto-immune disease. Nou, auto-immune disease is waar jou liggaam dink hy is sy eie vyand. Jy sien hoe belangrik is dit dat ons hier gesond is tussen die ore. Want as jy jou eie liggaam jouself aanval, dan sê jou liggaam vir jou, jy's eintlik siek, jy's eintlik siek. En dan breek hy sy weerstand af. En dis hoe siektes dan vat kry. So, dis baie belangrik dat jy in jou kop gesond sal dink. Hy sê in 3 Johannes 1, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed sal gaan. Soos dit, en dat jy gesond is, ekskuus, ek het dit vergeet, soos dit met jou siel goed gaan. Jou siel is jou wil, jou denke en jou emosies. Jou kop, as jou kop raas, Dan was jou lyf. dan raas alles in jou hele lewe. Dis 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Soos dit met jou siel goed gaan. Nou, ons kan nie genoeg daaroor praat. Hoe belangrik is dit? Dat dit wat jy dink en dit wat jy aanvaar as die waarheid, dat dit 'n goeie gedagte is nie. Want anderster gaan jy soos daai wasmasjien wees,
Jy gaan klakke, tot jy breek. Want jou engine uitgebrand. So, dis belangrik, 'n kar is ontwerp om met 4 wiele te loop. Wie van julle het al met 'n kar gery wat net 3 wiele het? Hy werk nie. Wie van julle het al met 'n fiets gery wat net 1 wiel het? Oepsie, dit werk ook nie. En so moet ons, weet julle hoekom, moet ons die eenheid van die Gees bewaar. Ons bewaar die eenheid van die Gees. Hoekom? Want die Here wil nie hê daar moet wabbels wees. Iets wees wat klap. Nou wil ek gou iets sê oor die huwelik. Ek wil gou iets sê oor die huwelik, maar dit werk ook met karre. Wees eensgesind en moenie 'n dubbel hart hê nie. Hoor wat ek sê. Moenie op 2 gedagtes sit en hink en pink nie. OK. Ek gaan verduidelik oor die huwelik. Wie sê in 'n huwelik? Jy is vreeslik gelukkig getroud. Nou kom jy en jy gaan dalk op 'n myn kursus en al die ouens gaan daai Saterdag aan uit en hulle gaan jol en hulle sê vir jou, gaan jy nie saam met ons jol nie? Jy sê vir hulle, nee man, ek is gelukkig getroud. Ek steur my nie aan 'n derde persoon nie, dis ek en my vrou. Nou sê hulle, nou wys hulle vir jou foto van die mooi meisie wat gaan dans op hierdie partytjie. En hulle sê, kyk hoe mooi is sy. Wil jy nie maar saamkom nie? En as jy kyk, as jy gehoek, dan begin dit rattel in jou kop. Dan begin jy sit en hinkepink op 2 gedagtes. Maar miskien is dit beter dat ek nie met Kosie trou nie, maar miskien moet ek met Gawie trou. Vice versa. Dit werk andersom ook, hoor? Dit werk andersom ook. Die man kan dalk begin rondkyk en hy sien, ai, maar daar is ietsie wat daar loop wat oulik is. En as jy daai gedagte begin koester in jou kop, dan het jy geteken vir dubbelhartigheid. Nou, as dat dubbelhartigheid is in 'n huwelik of maak nie saak waar ook al nie, selfs in 'n kerk. As dat dubbelhartigheid is in 'n kerk, dan veroorsaak dit baie probleme. Jy kan nie 2 Here dien nie, jy kan net 1 visioen dien. Jy kan net getroud wees met 1 persoon op 'n slag. Nou, as jy begin rondkyk, sê nou maar jou oë begin dwaal en jy begin 'n bietjie rondkyk na ander mans of die man kyk bietjie rond na ander vrouens, dan is daar verdeeldheid in jou kop. Jy's dubbelhartig. Nou, Jakobus sê, 'n dubbelhartige man moenie dink dat hy iets van God sal ontvang nie. Vers 6. Hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesleep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. As jy sit en hinkepink op 2 gedagtes, gaan jy nie sukses hê met enige iets nie, want jy is nie uitverkoop nie. Dit is belangrik dat jy uitverkoop is. As jy besluit, jy trou met iemand, dan is dit, dis nie snaaks, hoekom hulle sê for better or for worse. Dus dat is een reden waarom dit in die formulier staat, for better or for worse, in sickness or in health, enzovoorts, enzovoorts. Amos 3 vers 3 sê, sal 2 saamloop as hulle nie afgespreek het nie. Amos 3 vers 3. So by the way, Amos was die vader van Jesaja. Okay? So Amos
het hierso baie geprofiteer. Nou, op skool het ons 3 beenreisies gehardloop as ons sport gedoen het. Wie van julle het al 3 beenreisies gehardloop? Ja, dan bind hulle 3 mense se bene aan mekaar vas en dan hardloop ons 3 beenreisies. Kyk ons wie is eers by die wenpaal. Nou, as jy nie in pas kom met die ander 2 mense wat saam met jou vasgemaak is, raai waar gaan jy wees? Jy gaan grond toe. Jy gaan val. En dis waarom dit belangrik is, dat ons align met die mense wat in ons lewe is. Moenie obstinaat wees en sê, ja maar, dis my manier, ek gaan my manier, dis my manier. Nee, jy moet saam vloei. Sê saam vloei. Saam vloei met die mense wat in jou lewe is. Alignment. Nou, daar's niks slegter of goorder as om saam met iets of iemand te wees wat die heeltyd ander kant toe beer nie. Jy trek na die kant toe, jy dra die waai hierdie kant toe en daai persoon trek na daai kant toe. En there's no unity. En dis nie lekker nie, want daar is nie eenheid nie. Amen. Hy sê bewaar die eenheid van die Gees. Nou, dit gebeur baie in kerke, dat mense sal 'n ander kerk besoek en pastoor vuur en vlam preek by kerk so en so. En jy gaan soontoe en jy sit en kyk. Nou Efesiërs 4 sê daar's 'n groot ooreenkoms tussen die verhouding van kerk met lidmaat en die huwelik. Daar's 'n groot ooreenkoms. Nou gaan jy na 'n ander kerk toe en jy sien byvoorbeeld, hierdie kerk gee vir ons, hulle het beter banke, dit sit lekkerder. En dadelik is daar gedagte weer, hoekom moet ek op hierdie harde bank sit, as ek op 'n lekker bank kan sit? En net daar is daar 2 stryd in jou kop. Sal ek nie liewer dit of dat nie? Nee, dis dieselfde ding. Dubbelhartigheid, as jy besluit het, jy is op 'n plek, dan bly jy op daai plek. Ek het baie rose in my tuin, En in die nag, as ek in die nag opstaan, dan het die rose nie hulle self uit hulle potte uit verwyder en gaan rondloop in die buurman se tuin nie. Daai roos is geplant in my tuin en daar blom hy. Amen. 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 Wie van julle is 'n roosbome en is 'n perskebome en so goed, gaan in die nag en dan trek hulle wortels uit en dan gaan loop hulle 'n bietjie rond. En dan kom hulle weer in die oggend terug. Nee, blom waar jy geplant is. Amen. Daar's niks wat 'n mens so moeg maak as om op 2 stoele gelyk te probeer sit. Marco, kan jy op 2 stoele gelyk sit? Glo nie ek kan nie. Nee, jy kan nie. Jy kan nie op 2 stoele gelyk sit nie. As jy dit gaan traai, gaan dit nie vir jou lekker wees nie. Matteus 18 vers 19 sê, as 2 van julle kan saamstem op hierdie aarde oor enige saak wat julle my Vader in die hemel mag vra, dan sal dit julle ten deel val. As 2 van julle kan saamstem op hierdie aarde oor enige saak, as 2 van julle kan saamstem. Nou, dis nie net 'n kwessie van stem saam met jou mond nie. Jy moet saamstem met jou hart. Amen. Jy moet sê, ja. Nou, ek en pastoor Jan is lief daarvoor om, maak nie saak waar hy is nie, as ons moet bid vir iemand, dan loop ek vandag na hom toe en ek sê vir hom so en so, vra gebed, en dit is die situasie, en dan is ons in ooreenstemming as ons bid. Want die Bybel sê 1 jaag 1000, maar 2 jaag 10.000. So, daar's krag in unity. Amen.
Nou, party mense dink dis boring. Maar ek wil 'n loose wheel wees. Ek wil 'n los wiel wees wat los hardloop. Nou dink ek aan you pick the fine time to leave me loose wheel. Nee, Lucille. Nee, ek dink nou aan daai liedjie, ek en sy maak altyd grappe daaroor ons sing as you pick the fine time to leave me loose wheel. Maar 'n los wiel kan nie ry op 'n pad nie. Jy het 'n struktuur nodig. Jy het 'n liggaam nodig. En binne in daai liggaam, binne in daai struktuur, kan jy jou Godgegewe roeping, kan jy uitleef. Amen. Amen. Nou, as ons orkes, soos julle al baie gesien het, as jy ry op die haakgitaar speel en sy is ingestel en sy tune in en sy is op A, en Broer Piet se gitaar is ook op A en hulle druk al twee A. Dan verskil die pitch nog steeds. Hulle moet die pitch ooreenstem dat die pitch dieselfde is. Anders is ons op twee verskillende. Hoewel ons al twee in A speel, is ons pitch is nie dieselfde nie. Nee. Dan is ons nie in simfonie nie en dan is ons nie in harmonie nie. So, jou hart, die Bybel sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaak jou hart, bewaak hom. Hoekom moet jy hom bewaak? Dit is so maklik om anders te begin dink. Ek het al baie mans gehoor wat praat, dan sê hy, ag, is dit verkeerd om bietjie te kyk en 'n bietjie jou oë te laat dwaal nie. Was niks meer verkeerd. Jy is besig om te speel met vuur. Jy is besig so Samson om stukkie vir stukkie jou geheim van jou krag te laat gaan. Stukkie vir stukkie, want jy laat dit toe en jy laat dit toe en jy laat dit toe. Daar was 'n godsman gewees en hy was baie naby aan die Here gewees. En eendag het hy met die Here gepraat en ek gaan net nou meer daarop praat. En hy en God het gekommunikeer met mekaar. En skielik is daar so 'n klein duiweltjie, 'n demoontjie, wat spring tussen hom en Jesus, want hy praat met Jesus en hy kommunikeer met Jesus en hier's 'n klein duiweltjie, 'n klein demoontjie en hy spring hier tussen hom en Jesus en hy kan nie vir Jesus sien nie. En die klein duiweltjie maak sulke rookwolke, sulke swart rookwolke en hierdie godsman, Jesus, ek en jy het nou so lekker gepraat, Jesus, ek kan jou nou nie sien nie, hierdie klein duiweltjie hier tussen ons en die duiweltjie spring op en af en ek moet die storie reg vertel, die duiweltjie spring op en af met sy armpies en hy maak rook en hy sê jakkedy, 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 dis die storie. En hy raak geïrriteerd en hy sê, Jesus, doen iets. Jesus sê vir hom, doen jy iets? Maar Jesus, hoekom kan jy nie iets doen? Jesus sê, ek het gesê in Matteus 28, vers 18, ek gee aan julle alle mag om op slange en skorpioene te trap, ensovoorts. Die mag behoort nou aan jou. En Jesus sê vir hom, sê jy vir die demoontjie jy moet gaan. En hierdie godsman staan op en hy sê, ek bestraf jou in Jesus naam. Hoeps, weg is die demoontjie. En sy rook. Kan jy sien, dat hoe jy kan toelaat, dat een gedagtetjie, wat in jou kop is, jou heeltemal van jou trek afvat. Amen. En dit moet ons nie toelaat nie. Gaan na Johannes 17 vers 21 toe. Johannes 17 vers 21. Nou ek gaan nou bietjie begin nader kom na dit wat ek wil sê. Eintlik. Dit was net die inleiding. Johannes 17 vers 21.
wet van Jesus. Hy sê dat almal een mag wees, net soos U. Vader in my en ek in U. Dat ons ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. Ons het die liedjie gesing, Vader, ons is een, sodat die wêreld weet, die Seun is gestuur, en Vader, ons is een. Jy is veronderstel om een te wees met Jesus Christus. Amen. Jou voetstappe moet Jesus se voetstappe wees. Amen. Want hy bly Jesus, visit hy jou net een keer 'n week, of bly hy in jou? Hy bly permanent binne in jou. Amen. En daarom moet jy sorg dat daar nie 'n gedagte is wat skeiding maak tussen jou en die Vader nie. Amen. Dis dieselfde met ritme. In musiek het ons verskillende ritmes. Ons het 3 tyd wat die wals is. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En dan is 1, 2, 3, 4 tyd. 1, 2, 3, 4 tyd. 1, 2, 3, 4 tyd. Nou, Christopher kan nie byvoorbeeld 4 tyd speel en ons is op 3 tyd. Dit gaan nie werk nie. En so moet ons vrede najaag met almal wat rondom jou is. Jaag vrede na met die persone wat in jou huis is. Ek wil nou spesifiek praat met mense wat getroud is. As jy besluit, jy wil iets doen, en ek en Pastoor Jan doen dit al jare lank. As ek byvoorbeeld sê, ek wil dit doen, en hy sê vir my, ek dink nie so nie, dan sit ons dit op die lange baan. Want, as daar nie harmonie is tussen ons nie, dan is daar geen krag nie. So, moenie in daai struik val, dat jy in die huwelik byvoorbeeld sê, maar ek wil dit doen, en ek gaan dit deurvoer, en ek. As daar nie saamstem is nie, is daar nie harmonie nie. Ek gaan nou sê, as daar nie harmonie is nie, is daar nie trust nie, daar is nie vertroue nie. Hoe kan jy iemand vertrou, wat op sy eie gaan, en sommer net iets doen, op sy eie manier, sonder dat hy worry oor hoe jy daaroor voel. Soek vrede met mekaar. Amen. Selfs, as jy besluit, ek wil vandag soontoe ry, en maak seker dat die Heilige Gees vir jou sê, ja, is reg, ry. As die Heilige Gees nie vir jou so sê nie, en die Heilige Gees waarsku jou, moenie. Amen. Luister vir die Heilige Gees. Amen. Die stem van die Here is daar om jou in die volle waarheid te lei. En die stem van die Here sorg dat jy veilig is. En so sal die Heilige Gees baie keer vir jou sê. Die Heilige Gees sal jou dalk met 3 minute vroeër op 'n plek laat kom. En jy sal iets groots mis. Of jy sal 3 minute na die tyd daar aankom, dat jy 'n groot ongeluk gemis. Luister vir die Heilige Gees, maar wees in alignment met die Heilige Gees, met Christus Jesus. Hy sê in Efesiërs 4, ek kan net gou soontoe blaai. Hy sê dat jy is vas aan 'n liggaam. Jy's nie los. Amen. Onthou van ou loose wheel? Nie 'n loose wheel wees nie. Efesiërs 1, ekskuus. Dis Efesiërs 1, nie Efesiërs 4. Efesiërs 1. En hom uit die dode opgewek en hom laat sit aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy. En elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige vers 22. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. As jy in die liggaam van Christus is die volheid van Christus is
binne in die liggaam. Jy hoef nie iets anders te gaan soek op 'n ander plek nie. As jy in 'n huwelik is jy nie veronderstel om op 'n ander plek te gaan rondkyk vir jou behoeftes en jou behoeftes te vervul nie. Amen. Anderster is jy, moet ek dit nou lelik sê, anderster is jy 'n hoereerder. Dis 'n lelike woord. Maar dis 'n woord wat sê, dis nie net een vrou hier so in my hart nie, die 6 vrouens, 6 man, dan jy hoereerder. Amen. Die Bybel sê, hoereerders, dronkaards, leenaars, afgodedienaars, sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Oor daai situasie, want God hou nie daarvan, dat daar nie eenheid is nie. Dis hoekom hy in Johannes 17 sê, Vader, dat hulle mag een wees, soos wat ons een is. So as daar iets is wat rattel in jou lewe, kyk wat is dit wat rattel. Gaan kyk wat een van die vlerke van die fan is dit, wat rattel. As daar iets rattel in jou kop, kyk wat is dit. Deel daarmee. David sê, create in me a clean heart, O God. Nou, Salmsprekinge, 'n rein hart is 'n hart wat net een God in het. Dis God almagtig. Wat is 'n vuil hart? 'n Vuil hart is 'n hart wat verskillende gode het. God en nog 'n God en nog 'n God en nog 'n God. En hulle sal nie bly staan nie. Amen. 1 Petrus 2 vers 5. En laat julle ook, nou hierdie woord laat julle. Wat beteken die woord laat jou? Ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Laat jou soos 'n lewende steen opbou. Laat toe dat jy ingebou word. As jy 'n baksteen is en jy sê, nee, jy gaan nie vir my inbou nie. Oh no, ek weier dat jy my inbou. Dan laat jy nie toe dat die Gees van die Here jou inbou. Amen. Is jy nie deel van die huis nie. Amen. Dis eenvoudig. Nie waar nie, pastoor Jan? Ja. Dan is jy 'n loose wheel. Jy's 'n loose baksteen. Wat gebeur as, kom ons sê ek laat koop nou 1000 bakstene en ek laat dit hier op die sypaadjie aflaai. En dis hier aan die buitekant van die heining en ons laai die 1000 stene daar af. En ons bou dit nie vas nie. Kan jy vir my sê wat gaan gebeur met daai bakstene? Hulle gaan voete kry en wegmaak. Hulle gaan daar voete kry. Hulle gaan warras. Veral in die nag gaan iemand daar stop en begin laai. Laat julle inbou soos lewende stene tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is. Laat jou inbou. Nou baie mense wil nie ingebou word nie. Nee, los my. Ek wil 'n loose wheel wees. Ek wil vandag hier wees, en môre wil ek daar wees nie. Ek wil nie gebonde wees nie. Ek wil gaan waar ek wil en soos ek wil en wanneer ek wil. Weet jy wat? Jy gaan nooit geestelik groei nie. Want dit is slegs as jy ingebou is, wat jy geestelike offers kan bring. Lees mooi wat sê hier in 1 Petrus 2 vers 5. Tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is. Jy kan net geestelike offers bring, as jy ingebou is, in die huis van God. Nou, moet Christus, hier kom ek nou by die kruks van die matter, moet Jesus Christus, die skepper van hemel en aarde, terugkom, en met jou kom align, en kom aanpas met jou. Nee.
Hy het dit klaar gedoen. Waar is die kruis? Toe hy aan die kruis gesterf het hy mens geword, sodat hy in jou skoene kon staan, en soos jy as mens, het hy gesterf, en hy die prys betaal, sodat jy in hom align kan wees met sy gees. Amen. Nou as jy sê nie maar, Jesus asseblief kan jy net 'n bietjie verander om aan te pas by my. Hy sê in Hebreërs, Jesus Christus gister of vandag en tot alle ewigheid dieselfde. Hy kan nie verander nie. Hy het dit klaar gedoen. Amen. Hebreërs 5 vers 8. En hy, al was hy die seun van God, het hy gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak verklaar is, het hy 'n bewerker van ewige saligheid geword. Die werk is voltooi. Nou, as ons gaan na die Ou Testament toe, dan sien ons daar is baie ampte wat baie belangrik is in die Bybel. En so was die ampte van die apostels was baie belangrik. Pastor Jan, wil jy iets kom sê van dit? Ek weet, ek en jy het gister gepraat daaroor. In die Ou Testament. En wat was die doel? Ja, die ampte is baie belangrik en ek dink vandag in die kerklike wêreld word daar te veel gemaak van ampte. Die apostels was die apostels van wie? Van Jesus Christus. Hulle groot taak was om dit wat Jesus tot stand gebring het en die woord. En wat het Jesus kon doen? Sy belangrike woorde was, dis so hy sy predik te begin. Bekeer julle, maar ander julle sienswyse, die woordjie Griekse woord metamoia, want die koninkryk van die hemele is nou hier. Nie meer ver nie, is nou hier. En wat Jesus daarmee bedoel het, is eintlik in Handelinge 2, toe die koninkryk, Heilige Gees uitgestort is binne hulle harte. So dis nie meer 'n gebou wat die Here is en hy is nie meer ver nie, maar hy is nou binne in hulle. So die apostels moes hierdie saak onder die vervulling van die Heilige Gees heeltemal tot volheid bring in die 40 jaar periode van Jesus se hemelvaart tot die verwoesting van die ou tempelgebou, of die ou bedeling, die ou koninkryk bedeling. Jesus kondig 'n nuwe koninkryk aan. Die ou koninkryk is nog steeds aan die gang. En vir 40 jaar is dit nog steeds aan die gang. Offer hulle nog steeds diere van hulle sondes. Die priesters is daar, die fariseërs is daar, die korrupte leierskap wat Jesus om die lewe gebring het, nog steeds daar. Nou julle wat ons vir julle vertel het van soos afloshardloop, die ou bedeling gee oor aan die nuwe bedeling. Bekend atletiek. Hardloop op die baan en die kom die een nou met die stokkie en hy moet hom gee vir die volgende ene, want hulle hardloop byvoorbeeld een keer reg rondom die baan en dan gee hy die stokkie vir die volgende ene, so met hulle 4 keer reg rondom die baan hardloop. En dan moet hulle baie mooi seker maak hulle kry daai stokkie. Maar het julle al agtergekom soos die atleet nader met groot snelheid kom, dan staan hierdie volgende ou om te vat en hy begin ook al hardloop. En dan hardloop die twee se eentjie saam en dan gee hy die stokkie oor. So daar's 'n aangee van die stokkie. So gee die Ou Testament oor aan Jesus Christus die Nuwe Testament bedeling waarvan ons almal nou deel is. En in daai oorgee stadium het dit 40 jaar geduur, want die ou bedeling gaan nog steeds aan, die ou tempelbediening met die offer van diere vir sondes gaan nog steeds aan, terwyl Jesus dan klaar geoffer is as die ewige offer aan die kruis. En ons is nou in die nuwe bedeling, so daar's nou mense in Jesus se tyd wat in die apostels se tyd, sê almal apostels, wat nou in die oorgangsfase is. Nou ons gaan na die boek Jesaja gaan ons die boek Hebreërs doen. En die boek Hebreërs gaan juist oor die oorgang. Die ou verbond na 'n beter verbond. Die ou verbond is duidelik, die nuwe verbond is ewig, waar ons nou is. Sê amen. So die apostels het 'n belangrike doel en 'n taak om namens Jesus
Alles presies soos Jesus het gesê, dit oor te dra in hierdie 40 jaar periode, tot die verwoesting van die ou tempel gebou met sy leierskap. Onthou, Jesus het hierdie oordeel aangekondig. Hulle was so korrup geweest, hulle het Jesus dan aan die kruis doodgemaak. En in daai 40 jaar periode het die Heilige Gees uitgestort, magtig gewerk deur die apostels, deur die gelowiges, en vir 40 jaar is die mense versamel, die gelowiges versamel, en is die oorgangstydperk uiteindelik finaal voltooi met die verwoesting van die ou tempel. As die ou tempel verwoes is en die priesterdom, korrupte priesterdom en fariseërs en sadduseërs is verwoes, is daar geen ou bedeling meer nie. Daar's geen meer tempel nie, daar kan geen diere meer geoffer word nie. En nou al wat oorgebly is, die ware paaslam wat geslag is, Jesus Christus. Moet julle sien. So die apostels het 'n belangrike amprol vertolk tot in tyd daar. So wat gebeur vandag? Vandag is ons almal gevul met die Heilige Gees. Wie is gevul met die Heilige Gees? Vandag is ons reeds in die ewige verbond. En die Here spontaan het, as daar dan nou ampte is, dan is dit ampte wat uit spontaniteit uitgebore word. Mense wat getrou is, mense wat ingebou is, ingebou is. Pastor Wimpie het so pragtig nou gepraat. Ingebou. Petrus sê, julle moet ingebou wees. Nie stene wees wat rond lê nie. Nou vorm ons die liggaam van Christus. En so in die liggaam van Christus is daar sekere bedieningsgawes wat dan die werk doen. Nou ja, daar's baie idees. Ek het groot geword in 'n situasie waar daar 'n apostel was en die apostel se woord was wet en wat hy gesê het is wet. En ek het agterkom die apostel praat tydjie strooi. Hy praat glad nie wat die woord sê. Nee, die apostel het dit gesê. Mense, weet julle wat? Vat jy hierdie Bybel, wie het almal Bybels? Amen. Vat hierdie Bybel, wie die Heilige Gees. Amen. En die Heilige Gees in jou, lei jou in die volle waarheid met hierdie woord. En jy sal weet wat die waarheid is. Amen. En selfs wat ek en pastoor Wimpie vir julle bring hierso, hoor wat sê die Heilige Gees. En as julle voel ons is nie oorkomstig die woord, die selfde woord. En die Heilige Gees woord, as baie vertalers, dan gaan jy nie saam met dit. Sê amen. Nou die dag toe bel iemand my en sê, ja maar hy moet nou dit doen en dit doen, want die ampte het vir hom gesê, hy moet dit doen. Ek sê vir hom, goed, wat is dit wat jy moet doen? En ek hoor wat hy sê, en ek hoor dit is heeltemal onskriptuurlik. Ek sê, kom ons gaan die Bybel, kom ons gaan soek in die woord, of dit die waarheid is. En weet jy wat, saam met my het ek en hy in die woord gaan kyk, en die woord het vir hom oopgegaan, en hy het die woord gesien, en die Heilige Gees in sy hart begin spreek. Hy sê, nee, dan verwerp ek wat daai amp vir my gesê het. Ek sal doen wat die woord vir my sê, wat die Heilige Gees. Wie is jou leier? Kom nou, Jesus. En deur wie lei Jesus jou? Deur sy Heilige Gees en die woord. Sê amen. As die woord dit nie sê nie, en mense ondersoek die woord vir jouself, in die Nuwe Testament, in die Ou Testament, oral kan jy gaan opkyk, wat sê die woord vir jou, en dan kom jy tot die waarheid. Sê amen. Amen. Maar as 'n ambt dan sogenaamd vir jou die woord gee, en jy sien wat dit is die woord, dan kan jy dit aanvaar. Sê amen. Wat die ambt sê het self uit, wie van julle sê, elke mens wat sê hy is 'n ambt, kan foute maak. Stem julle saam? Oh, yes. Dis nie God nie. Niemand is volmaak nie. So hoe weet ons dat iemand praat die waarheid? As hy die woord praat en hoor wat sê die Heilige Gees. Sê amen. So dis wat ek net wil sê. Ons moet nie te veel maak van sogenaamde ampte nie. Selfs al is ek 'n pastoor, luister na wat ek sê deur die woord. En as ek nie die waarheid praat nie, kom agterna en sê my pastoor, jy praat nou bollie. Dis nie wat die woord sê. Weet jy, dan moet ek my knie buig as ek kan sien wat jy nou sien in die woord. Want jy het ook dieselfde Heilige Gees as wat ek het, en jy het dieselfde woord as wat ek het. Die een is nie groter as die ander een nie. Sê amen. Amen. Ek hoop dit vertel iets. Nou, Petrus sê, ek is 'n doulos. Griekse woord, doulos. Doulos is 'n slaaf. Nou, partykeer raak ons opgehang aan my posisie in die kerk. Ek het 'n posisie in die kerk, maar jou posisie beteken absoluut niks as jy nie 'n diensknegt is nie. If you want to be great, learn to be a servant of all. Doulos beteken 'n diensknegt. Paulus
begin een van sy briewe en hy sê, ek is 'n ergatus vir God. Weet jy wat 'n ergatus? Tuinboy vir God. Tuinwerker. 'n tuinwerker. 'n tuinwerker vir God. Dankie pastoor. Okay. So, ons moet inskakel, ons moet align met God se gees. God kan nie aanpas by jou nie. Nou, as jy saam met God wandel, daar was 'n man in die Bybel, Henog het saam met God gewandel. En Henog kon nie gevind word nie. Julle weet, Henog het saam met God gewandel en Henog kon nie gevind word nie. Wat beteken, Henog is opgeneem in die hemel. Amen. Dan is daar nog iemand, Elia is opgeneem in die hemel, op 'n wa van vuur en perde van vuur. Hoekom? Want hy was in alignment met God. Hy het nie die dood gesmaak nie, net soos wat Henog nie die dood gesmaak nie, want hy het saam met God gewandel. Nou, as jy align met God, dan moet jy hom vertrou. You must trust God. Noag is 'n ander een wat ons in die Hebreërs van lees, wat met God gewandel het. Nou, die storie van Noag is baie interessant, want die tye was boos, as jy gaan lees in Genesis 7, 8, 9, daarom, en die tye was boos, maar Henog het guns gevind in die Here se oë, want hy was saam met God, hy het saam met God gewandel. En vir 120 jaar het Noag die ark gebou. En hy het die ark gebou, presies soos wat die Here gesê het, hy moet die ark bou. Maar dis nie al wat hy gedoen het nie. As ons daai lees van Noag, dan konsentreer ons baie op die ark wat hy gebou het. Maar hy het ook vir 120 jaar gepreek. Elke dag het hy gaan staan en preek. Hy het nie net die ark gebou nie. Wat het hy gepreek? Hy het vir die mense gesê, kom terug na God toe, kom align julleself met God, kom align julleself met God, kom terug na God toe, kom terug na God toe. Nou, ek weet nie van 'n pastoor wat al vir 120 jaar aan mekaar gepreek het nie, maar Noag het vir 120 jaar gepreek. Nou, wat is so mooi daarvan? Dat God het vir Noag en sy gesin 'n absolute veilige tuiste geskep. Deur hoe? Omdat Noag geluister het na wat die Here gesê het. Sy oor was oop. Hy het gehoor wat sê die Here. Die Here het vir hom gesê, bou hierdie ark. En op die regte tyd het die Here vir hom gesê, gaan jy nou in die ark in, jy, jou vrou, jou seuns en hulle vrouens gaan in die ark in. Wie die deur van die ark toegemaak? God self die deur gesluit. Nou, dis breed, dat almal wat op daardie aarde was, toe die vloed kom, 40 dae en 40 nagte, het almal omgekom. Dis breed. Maar hulle het 120 jaar lank gehad om hulle self te align met God. Nou, ek wil dit terugtrek na, as jy ge-align is met God, sal jy beskerm wees, hoor wat ek sê. Amen. Jy sal beskerming hê, want jy is ge-align met hom. As jy ge-align is met God, sal jy vreugde hê. Amen. Want jy sal die Here dien met vreugde in jou hart, want die Here is in jou. Jy sal vrede hê in jou gemoed, want hy is die prins van vrede. Amen. Jy sal vrede hê. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir jou gegee word. Dis Matteus 6:33. Nou, as jy ge-align is met God, gee God vir jou orde in jou lewe. Jy weet waarvoor is jy gebore. Ek kan elkeen van julle hier vra, waarvoor is jy gebore? Sê vir my, hoekom is jy op hierdie aarde? Almal van julle sal vir my sê, Jeremia 3. Voordat ek gebore is, het die Here my geroep en die Here het my gemaak vir 'n doel.
En dis hoekom Paulus sê in 1 Korintiërs 9:26, ek hardloop soos een wat nie onseker is nie. Ek hardloop om die prys te betaal. Psalm 91 sê, hy wat skuiling vind en bly, sê bly by die Allerhoogste, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Amen. Daar is jy veilig. Maar jy moet gaan align wees met God. Jy word a blessing. You are a blessing. So that you can be a blesser. Amen. Amen. Nou, ek gaan afsluit. Paulus sê, 1 Korintiërs 11 vers 1. Be imitators of me as I am of Christ. Wat is die beste manier om jou kind te leer? Jy staan voor jou kind en jy preek vir hom, jy sê, jy moet so maak, kyk, jy moet jou tande borsel, nie jou tande so vrot word nie. Wat is die beste manier om 'n klein kind te leer? Hy gaan staan voor die wasbak en jy borsel jou tande en hy staan weer om kyk. En dan weet hy, dis hoe mense dit doen. Wat is die beste manier om disippels te maak? Laat hulle by jou staan terwyl jy die Here dien. Laat hulle jou navolg, soos wat hy Christus nagevolg het. Studies van die brein wys dat die beste manier om te leer is nie deur te probeer om iets te onthou nie, maar dis om iets te doen. Jy leer deur dit wat jy doen. Dan Matteus 6 vers 24. Niemand kan twee meesters dien nie. Jy sal either die een haat en die ander lief hê. Jy kan nie twee visioene dien nie. Jy kan nie op twee stoele gelyk sit nie. Jy kan nie 'n loose wheel wees nie. Align met God. Amen. Dis deel van die Here. Amen. Halleluja. Alignment brings flow. As jy gaan align is met die Here, is daar vloei. As 'n vloei. Daar's nie meer droogte in jou gemoed nie. Amen. Jy kry beskerming. Jy kry blessings. Nou, hoe doen ons dit? Surrender. As jy Kroonstad toe ry, is daar 'n bruggie oor die rivier. Dis net 'n een baan. Nou, as jy op daai brug ry, ons het altyd as ons gaan beeste verkoop of skape of whatever. As jy by daai brug kom, dan stop jy en dan kyk jy. As daar 'n ander kar van daai kant af reeds op die brug is, dan moet jy yield. Weet jy wat beteken yield? Jy moet toegee. Nee, want daai een kar moet eers verbykom en dan kan jy gaan. Jy moet yield, surrender, gee oor aan die Here. Hou op om te dink dat jy slim in jou eie oë. Wees gehoorsaam aan die woord. Om gehoorsaam te wees aan die woord is nie om kennis op te bou nie. Dis om te doen wat God sê jy moet doen. Doen wat God sê jy moet doen. Luister vir die Heilige Gees. Hy sal jou in die volle waarheid inlei. En dan die laaste ding wat ek wil sê, en ek sluit daarmee af is, leer tog om nederig te wees. Leer tog om nederig te wees. Wees nederig. Nie dink jy weet alles nie. Moenie dink omdat jy 40 jaar oud is, of 50 jaar oud is, jy weet alles nie. Leer om te yield. Luister na mekaar. En as daar ongelukkigheid is, luister. Praat minder, luister meer. Bid meer. Amen. Halleluja. Ons sluit af. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons vanmôre ons hele siel, verstand, emosie
emosies, alles kan surrender en vir U gee en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil van my lewe. Dankie Here, as daar geraas is in my kop, dan gaan ek dit uitsorteer en ek gaan sorg dat daai geraas deel raak van U Gees, sodat U Gees deur my kan vloei, in my kan vloei, sodat daar beskerming is, sodat daar blydskap is, sodat daar genesing is, sodat daar vrede is, Vader. Ek loof en ek prys U. Dankie Here vir die band van die eenheid waarmee U ons saam gebind het as